Goeiemiddag. Ons is by donderdag in die groot lydensweek. En tradisioneel sou ons vandag saam dink aan Jesus wat dan die Pasga ingestel het saam met sy disippels en dan na die tuin van Getsemane toe sou gaan en Jesus wat gevange sou neem en hierdie gebeure, hierdie erediens hou eintlik dwars deur die nag aan totdat ons dan nou by Goeie Vrydag kom. Nou, ons kan dit nie presies net so doen nie, maar ons sal vandag bietjie kyk na die tekste in Exodus en ook in die Nuwe Testament in Markus oor waar ons lees van die lam. En ons fokus vandag is op die lam wat geslag is vir elkeen van ons. Waar kom dit vandaan? Waar lees ons daarvan? Ons lees in Exodus 12. Lees ons die verhaal van die Egiptenare en Farao wat nie die volk wil laat trek nie en dat God gesê het hy gaan hulle straf. En dan lees ons dat die 10de plaag dan die sterwe van al die eersgeborenes is. En al hoe die Jode dit kon vryspring, was deur 'n lam te slag, 'n lam sonder gebrek, 'n lam wat jaar oud was en wat niks mekeer het nie, en hierdie lam moes dan geslag word. Maar hiervan lees ons in Exodus 12. Terwyl hulle nog in Egipte was, het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Hierdie maand sal van nou af die belangrikste maand wees. Die nuwe jaar moet met hierdie maand begin. Julle moet vir al die Israeliete die opdrag gee, dat elke gesin op die 10de van hierdie maand vir hulle 'n lam in die hande moet kry. As daar te min mense in 'n gesin is om 'n lam alleen op te eet, moet hulle dit deel met 'n ander gesin in die omgewing. Dit moet in verhouding verdeel word volgens die getal en die behoefte van elke gesin." Vers 21 tot 27 lees ons: Moses het toe die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Laat elke gesin vir hulle 'n lammetjie vang, sodat hulle dit vir die Paasfees kan slag. Vang die dier se bloed op in 'n houer. Vat dan 'n takkie van 'n hisopboom en doop dit in die bloed. Verf dan die bloed bo aan die kusyn met die hisoptak en aan die kant van die huis se deur. Niemand mag by die deur uitgaan voor die volgende oggend nie. Die Here gaan deur die land trek om die Egiptenaars dood te maak. Wanneer hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deur sien, sal die Here by daardie deur verbygaan. By daardie huis sal hy nie toelaat dat die verwoester ingaan om hulle te tref nie. Onthou dat hierdie 'n vasstaande voorskrif is wat ook vir julle nageslagte geld. Wanneer julle in die land kom wat die Here beloof het om vir julle te gee, moet julle hierdie fees gereeld hou. Wanneer julle kinders vir julle vra, waaroor gaan hierdie fees, moet julle antwoord: dit is die offer van die Paasfees vir ons Here. Hy het in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan. Hy het die Egiptenaars se oudste seuns doodgemaak, maar ons oorgesien en ons nie doodgemaak nie. Die volk het toe afgebuk en die Here aanbid. Die Paasfees is klokslag elke jaar gevier. In Jesus se tyd was dit tyd om die Paasfees te vier. Duisende mense het opgetrek Jerusalem toe, omdat dit die een groot plek is waar die volk graag bymekaar gekom het om die Paasfees te vier. Ons lees dan in Markus 14 hoe Jesus en sy disippels gereed maak om hierdie fees wat van so lang tyd afkom, saam met mekaar te vier. In Markus 14 lees ons die volgende: Jesus stel die nagmaal by sy laaste Paasmaaltyd in. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop hulle die Paaslammers geslag het, sê Jesus se disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons vir u die Paasete gaan voorberei?" Hy stuur toe 2 van sy disippels met die opdrag: "Gaan stad toe. Daar sal julle 'n man sien wat 'n kruik water dra. Gaan agter hom aan en waar hy indraai, moet julle vir die huiseienaar sê: die leermeester vra, waar is die gastekamer waar ek die Paasfees saam met my disippels kan geniet? Dan sal hy vir julle 'n groot bovertrek wys wat klaar gereed staan. Daar kan julle vir ons die maaltyd voorberei." Toe het die 2 vooruitgegaan stad toe en hulle het alles presies gekry soos Jesus vir hulle gesê het. En hulle het die Paasmaaltyd voorberei. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy: "Dit verseker ek julle,
een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts, en een na die ander het hom gevra, dis tog nie ek nie? Hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Hulle het toe die loflied gesing en uitgegaan na die Olyfberg toe. Dit wat ons hier lees van Jesus wat die Pasga gebruik het en ook die nagmaal ingestel het, koppel presies aan die Paaslam verhaal van die Ou Testament. Ons lees in die Ou Testament dat hierdie lam geen gebrek moes hê nie. Dit moes 'n lam wees wat regtig iets beteken het. Dis nie 'n lam wat jy sommer net sou slag omdat hy dalk nie mooi was nie, of hy nie vir jou goeie wol sou gee nie, of nie goeie vleis sou gee, of wat ook al nie. Dit was 'n lam, 'n kosbare lam, wat gevang moes word en geslag moet word. As ons dan ons Here Jesus aan die kruis sien sterf, is hy die lam van God, wat sonder gebrek geoffer word vir ons. As ons lees dat hulle vir Jesus, as Jesus aan die kruis hang, en hulle wou kyk of hy dood is, het hulle nie soos met van die ander gevangenes, hulle bene gebreek nie, want dit sou maak dat die lam dan geskenk is. Nee, hulle die spies in die sy gesteek, waar die water dan uitgekom het, en so het hulle geweet dat hy reeds dood is. Maar, die belangrike vandag is om te onthou dat God self weer 'n keer die offerlam voorsien het, dat Jesus ons lam is wat vir ons geslag is. Ons luister saam na 'n ou bekende lied van Jan de Wet wat lankal terug opgeneem is. Kyk na die lam. Maar hierdie lied vertel vir ons die hele verhaal. Dit skets vir ons die prentjie van hoe hierdie kinders hierdie lam moes oppas. En hoe die pa dan later vir hulle sê, dis oukei, as daardie lam weggeraak het, want kyk, daar teen die kruis, daar is die lam. Mag jy in hierdie dag en ook môre op Goeie Vrydag werklik naby aan die Here kom, naby aan die kruis staan, en mag jy die teerheid en die broosheid daarvan ook in jou eie lyf beleef. Vrede vir jou. Ons was op pad na Jerusalem om die Pasofferfees by te woon. My 2 jong seuns was by my met die opdrag om te waak en te sorg dat die lam nie weg sou raak. Sê ons papi, wat gaan ons daar sien? Daar is soveel wat ons nie verstaan. Toe vertel ek hulle van Israel en Moses en Abraham en sê, liewe kinders, kyk na die lam. Want daar is soveel mense in Jerusalem vandag. Ons sal die lam moet oppas tot die priesters hom kan slag. Toe vertel ek hulle van Moses en van Vader Abraham en sê, my liewe kinders, kyk na die lam. Toe ons die stad bereik, het ek besef daar is iets verkeerd.
Daar was 'n somber atmosfeer. Die feesvreugde het ontbreek. 'n Skare het malend voor Pilate saamgedrom. En soos 'n man woedend uitgeskree: Kruisig hom! Ek gryp toe my 2 bankinders om die stad gou te verlaat. Maar ons was vasgevang in die maling in die straat. Waarom moes met Paasfees so 'n ding gebeur? Waarom hierdie oproer? Kon niemand dit dan keer? Skielik toe ek kyk, sien ek 3 manne kom. Die eerste een smeek om genade, maar almal lag vir hom. Die tweede man was tartend. Hy vloek en skel halfmal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul toe die sweepslag op hom val. Ek hoor iemand sê daar is Jesus, en ek kon my oë skaars glo. 'n man so erg gemartel, die dood was in sy oë. Die bloed vloei uit sy seere, van die dorings op sy hoof. Deur sy bloed deurdrenkte klere, sien ek sy rug is oopgekloof. Ek sien hom toe hy voorval en die kruis om grond toe dwing. Die skare jul en skree halfmal, want sy kragte gee toe hin. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wys. Toe gryp 'n Romeinse soldaat my arm en skree: Jy dra die kruis. Ek het eers geweier, maar toe dreig hy my weer. Toe neem ek die bloed besmeerde kruis van die skouers van die Heer. Dra die kruis toe verder, waaraan hy moes gaan hang. Die bloed wat hy gestort het gedroop oor my wang. Hulle lei ons toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hulle dit. Later aan die kruis, sy oë het gestraal van liefde, o sy deernis was so groot. Vader, in die hand gee ek my gees oor, het hy gesê, en toe sy dood. Dit was net soos 'n nare droom, waaruit ek wakker skrik. Want skielik voel ek 2 klein handjies wat aan my klere blik. My kinders was in trane, geskok en diep geraak. Vader, asseblief vergewe ons, die lam het weggeraak. Papi, papi, wat het ons gesien? Wat het alles gebeur en wie is
man. Toe neem ek hulle in my arms en toe draai ons om na die kruis en sê, liewe kinders, kyk na die land.